Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by Rockfight Rugby. As my groot voorreg om my vriend Angus Opperman terug te verwelkom. Angus natuurlik 'n skrywer daar by Rugby 365. Ons praat net so baie rugby ons hier afgelope tyd kyk en altyd iets nuuts oor te skryf. Kom ons praat vinnig vandag Angus Rassie wat sy 43 man groepie aangekondig het vir die Argentiniërs, noem dit maar ekskursie. Wat presies is die plan? En ek sien 'n paar manne het huis toe gaan ook daar, vertel ons. Hey, hallo MW, goed om terug te wees. Interessante squad. Ek moet nogal sê, ek het nie verwag dat 'n ou soos Herschel gaan bly en Ambrose gaan teruggestuur word bulle toe nie. En natuurlik ouens soos Tux en Evan gaan terug Stormers toe nie. Maar interessant genoeg. Ek dink Rassie wil maar net van die ouens wat nou teruggekom van besering af. Ek dink as 10 ouens, as ek dit mis het nie, net 'n bietjie van 'n run gee. En dis belangrik natuurlik die All Blacks kom op oor 'n maand of so. En natuurlik ook, dit sal 'n goeie exposure wees vir die ouens soos Ambrose en Evan en Tux en die boys, om 'n bietjie van 'n voorsmaak te kry om teen die All Blacks te speel. So wanneer hulle kom in die Greatest Rivalry, dan het hulle daarom 'n gevoel van wat die ouens kan bring en hulle het 'n bietjie IP ook om terug te vat na die Bokkamp toe. Ja, dis 'n goeie punt wat jy maak. Hulle gaan nie net terug, hulle is nie net teruggestuur en dit is nou het einde van die prent nie. Hulle is eintlik teruggestuur om vir hulle franchises te gaan speel in daai wedstryde teen die All Blacks, is ek reg? Sodat hulle 'n bietjie hulle dinge kan versterk. Jy weet, ouens soos Ambrose nou, jy weet, Hershey Yankees het in Frankryk gespeel. Ambrose was die speler van die toernooi gewees in die URC, en tog word hy teruggestuur. Dink jy dit gaan maar net daaroor om 'n bietjie minute te gee in daai boelwedstryd, of om die bulle dalk 'n bietjie te versterk? Ons weet, dis maar 'n taai vraag daar, jy weet, die bulle en die Stormers speel teen die All Blacks, en dan 'n dag daarna speel hulle basies teen die Cheetahs. Die Stormers dan net die dag daarna, jy weet, die Sondag en die Vrydag. Hulle het uitgedinde geleedere, hulle het baie springbokke wat nie gekies kan word nie, hulle het baie beserings, hulle met die Currie-beker doen, hulle het onder 23 verpligtinge in daai Currie-beker. Dink jy dis maar net die ouens is teruggestuur om die Stormers 'n bietjie meer weerstand te laat bied, want dis die All Blacks, jy wil hom nou nie opdaag met jou derde span nie. Ja nee, jy het nou dink bietjie aan daai 2021 Brits en Ierse Lions toer waar ons almal 'n bietjie groot pak gekry het. Dink die bulle het nie gespeel nie as gevolg van COVID. Maar dit was maar 'n bietjie van 'n moeilike toer gewees vir al die franchises wat wel deelgeneem het. Maar ja, ek dink is bietjie van al twee. Natuurlik om die spanne te versterk ook, maar in dieselfde asem ook vir die ouens om bietjie meer van 'n rand te kry. Ek is, soos ek genoem het, bietjie perplex met Ambrose se terugkoms in die Bullspan en Herschel wat gebly het. Jy weet, Herschel het nou vir by ons gespeel en blykbaar baie goed. Obviously was dit nou nie top 14 nie, so ons kan nie kykie, maar van wat dit is, Pajon het 'n baie goeie seisoen gehad hier, so hy moes daarom iets goed gedoen het om terug te kom in die span en daar te bly vir hierdie ene. Maar ek is seker hy ouens sal weer opgeroep word een of ander tyd in die seisoen in. Dis nog 'n baie lang toer of 'n incoming toer van die All Blacks af. En jy gaan basies almal nodig hê. Dit is onmoontlik vir Rassie om elke liewe week dieselfde span te kies en nie hier en daar 'n rotasie te maak, of 'n besering is, workload en daai tipe dinge. So ek seker ons sal hulle in hierdie Greatest Rivalry series sien, maar ek dink dit is voordelig vir die Springbokke en vir die franchises om hierdie ouens terug te hê by hulle clubs. Maar nog steeds baie interessant wat ouens teruggestuur is. Ek sou gedink het van hulle sou miskien in die groep gebly het, maar ek dink nie die deur is toe vir hulle nie. Ja, die ou natuurlik die mees kontroversiële een is altyd Evan Roos. Jy weet, altyd ja, okay, hier is nou sy kans, en dan elke liewe keer dan is daar ietsiekies, is nou weer, weet, ek wonder baie keer of die arme ou wonder, wat moet ek nou eintlik nog doen? Jy weet, wat moet ek nog doen om nog 'n kans te kry? Jy weet, jy kan nie net, ons nou gisteraan met Martin Devlin gepraat op Lekker Rugby Pod, en hy het gesê, soos Ruben Love, hy het nie die beste wedstryd gehad, sy eerste wedstryd teen Frankryk nie, maar hy het hom kans gegee, hy het 3 wedstryde gespeel, kyk hoe goed het hy gespeel hier teen die einde, nou, want jy moet kans kry om jou voete te vind. Is dit nie maar tyd vir arme ou soos Evan Roos, 'n briljante rugby speler, gee hom net kans, gee hom net meer as een wedstryd op beslag, byvoorbeeld. Natuurlik, dit geld vir baie van die Springbokke wat net een kans gekry het, maar Evan kom dalk al van 2022 af, hy het ook sy debuut teen Wallis gemaak, is dit teen hy verloor toets gewees, jy weet, dis jy weet nie, ek voel net of jy ou nie regtig ooit die geleentheid gegee word nie, of is ek nou onnodig negatief? Ek dink jy dalk 'n punt MW. Ek weet dat Rassie natuurlik sy squad roteer en hy wil almal 'n kans gee en die ouens varsou, maar as hy wil hê ou moet 'n impak maak in die nasionale span en hy moet gewoond raak in sy posisie op daai vlak en vir die Springbokke, nou nie vir sy franchise nie. Jy moet daarom meer as een in 'n ry speel. Ek weet Jasper is die eerste keuse en ons almal verstaan dit. Engeland was altyd 'n given geweest, Jasper gaan begin. Maar hoekom kon Evan nie altyd begin teen Skotland en teen Wallis byvoorbeeld nie?
Dit sou 'n goeie kans vir hom gewees het byvoorbeeld. Dit het 2 in 'n ry te kry, dalk nog een teen Argentinië of dalk van die bank af speel. Maar jy kan nie regtig, soos hulle sê, continuity bou in jou posisie as jy nou nie daai kans kry om gereeldheid te doen vir die Springbokke nie. So ja, dit is 'n bietjie van 'n catch-22 vir Rassie, maar ek verstaan ook 'n speler se frustrasie weer eens. Hy kom terug na Ambrose toe, jy kom terug, jy druk 'n goeie 3 op beloftes en dan ewe skielik is jy weer uit die bokgroep uit. Dit is frustrerend vir enige ou. Maar ja, ek weet nou nie presies wat Rassie se planne is. Ek dink enige een weet ooit wat Rassie se planne is for that matter. Hy is maar altyd vol dinge onder sy mou. Kyk, ons het al baie probeer om spanne voor die tyd te kies en dan kies hy heel ander span. So ek doen dit nie eens meer. Ek is nou moeg van dit. Hoor jy, Maar ek gaan jou 'n storie vertel. My vriend Paul Avenant Ja. is hier in Suid-Afrika op 'n wildsplaas nie, wat elke dag vir 'n wildsrit gaan en alles en natuurlik kyk altyd vir 'n springbok uit of so vir rooibokkie of 'n kudu en toe loop hy in die grootste springbok van almal vas. Rassie Erasmus op die game drive. Wat is die kans? In die bal nog. Ja. Hy sê hy wou nog vir hom op die podcast te wees, maar hy was so stom geslaan, jy weet, dis die laaste ou wat jy verwag om op 'n game drive te kry, dou voor dag. Jy weet, dit was so snaaks geweest. Ek praat môre met hom, ek 'n bietjie hoor wat hy te sê het, maar die man was totally starstruck. Ek kan net imagine. Ek kan net dink hoe dit was. Hoor hoe gooi ek nou die Engels daar, die mense gaan my nou weer pak slaag gee. So ek wil meer praat oor die agste man. My vriend David Lou Elderich se pa is natuurlik oor die weet baie gelukkig dat sy seun weer in die span is. Weet, dit is 'n groot ding om terug te kom van so ernstige besering af. Maar ek is geïnteresseerd in die wat hulle het in gedagte vir die nommer 8 posisie. Jy het nou gesê Jasper is die eerste keuse want Jasper is 'n baie fisiese speler. As jy nou kyk na daai losveerspelers is Cameron en dan Elderich wat 8 kan doen. Nou Sia kan ook 8 speel en Marco kan ook 8 speel en hy het ek dink die afgelope naweek teen Wallis het hy wel 8 gespeel in die scrums, as ek reg onthou. Wat dink jy het in gedagte daar? Want Cameron is nie dieselfde tipe 8 as Jasper nie, glad nie. Waar Elderich is dalk 'n bietjie meer fisies as Cameron, hy kan ook natuurlik 7 speel. Wie dink jy is noem dit 'n ander studie, die kroonprins vir die nommer 8 na Jasper, as dit nou nie Evander is in hierdie geval nie? Dis 'n baie moeilike vraag, MW. Ek het altyd gedink dit gaan Cameron wees, tot Elderich nog 8 gespeel het. Ek weet nie, ek voel Elderich is beter 7. Miskien 'n Pieter Steef 2.0, maar Rassie weet van beter af natuurlik. Ek dink nog steeds in terme van en dis dalk die rede hoekom Evan nie altyd by die Springbokke begin kry nie, want en ek gaan dit nou met alle respek sê towards Evan, maar as jy by die Springbokke speel kan jy nie daai Stormers mentaliteit hê van los wees nie. En ongelukkig, dis wat ek gesien het al, hy is nog steeds baie los in die sin van hy wil nog hier 'n offload try en hy wil daai tipe dinge doen waar jy weet Jasper gaan vir jou net go for ball gee. Hy's baie meer tight, selfs met Elderich, selfs met Cameron. Hulle is baie meer Springbok georiënteerde tipe spelers as ek dit so kan noem. En hulle is baie soortgelyk vir die Bulle ook of vir hulle franchises. So waar Evan hy speel in 'n span wat 'n bietjie meer los is en 'n bietjie meer flair het, maar en dis maar altyd die ding met die Springbokke. Jy moet kan inpas by hoe hulle dinge wil doen. En ek dink Evan sukkel dalk 'n bietjie met dit, maar my vraag te beantwoord. Ek dink nog steeds, ek meen ewen ou Spesies Bothelezi het al 'n bietjie aangespeel vir die Springbokke ook. Ek dink hy's baie laag in die pecking order in elk geval, maar ek dink dit is tussen daai twee. Maar ek dink nog steeds Cameron is die ou. Elderich is dalk 'n bietjie meer fisies, maar Cameron is ek sê nie Elderich is nie 'n harde werker nie, maar Cameron net daai hond in hom, as ek dit so kan noem. Ja, en hy's vinnig, hè. Dis die groot Ja. Kyk, ek het reg met hom daar op loftes gestaan en praat en ek het vertel, kyk as jy nou ooit 'n perfekte specimen gesien het van hoe 'n mens nou moet lyk, weet fisiese atleet moet lyk, dan is dit nou Cameron aankom. Goeie genade. Nee, kyk, Weet jy MJ, nou wat jy dit noem, gee hy nie 'n bietjie PSP's vibes nie. ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nee, definitief. Presies. Maar ek dink dan selfs nog 'n bietjie meer, nee, weet, hy's dalk nog 'n bietjie meer gestreamline as ek die woord Ja, kan kyk. gebruik. Hy's goed gebou, soos jy dit noem, hy's 'n physical specimen en hy's vinnig. Dis al wat Spies was, maar ek dink hy bied bietjie meer ook, so hy kan ek kan al kyk na hom as 'n PSP 2.0. Ja, nee, ek hoor jy. Ons weet die PSP is nou nie die hoogtes bereik wat ons gedink het te gaan bereik nie. So ek hoop net gebeur met hom nie. Ja, maar Ja, kom ons praat gou oor ons slotkrisis. En daar's net 3 slotte in die span. Ons Loot is Eben en is Franco Mostert, maar daar's 'n klomp utility of wat mense dit in Afrikaans, 'n utility player.
Veelsidig. 'n veelsidige speler, daar sê hy dankie, daar's ontgaan die Ja. woord by nou. Maar kom ek vergeet veelsidig, maar kom terug met ontgaan. Jy weet mense sal my vergewe vir daai glipsie. So sê gou vir my, wat dink jy? Ek toe ek die ding eerste keer lees, ek waar's Kobus Wiese, weet hy het 'n fantastiese wedstryd gehad nou teen Wallis. En daar was hy toe gelukkig ook onder die veelsidige spelers. Wat dink jy is die plan met die slotte? Gaan Ben Jason nog 'n bietjie slot speel? Gaan Pieter Steff bietjie slot speel? Ek's bekommerd oor Eben se of hy gaan hou, jy weet, of hy dalk nie te beserings geneig geraak het in die Lode Jager, ons weet self, né, as jy vir hom skeef kyk dan het hy weer 'n besering. Ek sal 'n bietjie bekommerd wees daarso. Ja, ek stem saam met jou. Ek het eintlik in die week 'n artikel geskryf oor, jy weet of jy gesien het die 5 World Cup baltes en ek het vir Ruben van Heerden en Kobus Wiese genoem. As die twee slotte as gevolg van die situasie want nommer 1 jy het nou genoem, hulle is baie injury prone. Tweedens hulle ek sê altyd ou wat in ouderdom vaskyk met spelers nie, maar daai is 'n baie moeilike posisie. En ja, ouens soos Victor en Brad Thorne het gespeel tot amper 40 is, maar dit was 'n ander era gewees. So ek weet nie, ek voel net dat dalk moet hulle 'n bietjie meer in daai ouens invested in Ruben en Kobus en daai tipe ouens. Ek dink wel ou soos Ben Jason, hy word dalk ook bietjie gegroom om vorentoe slot te speel vir die Springbokke. Ek dink nie hy gaan sommer maklike Elrich of op Pieter Steff se plek op flank kan vat vir 'n lang tyd nie. Alhoewel hy dalk 'n beter sewe wat slot is, maar dit is nog altyd goed om 'n utility forward te hê. As ek nie mis het nie, het Ben by die Stormers begin as 'n slot. Ek het gaan kyk, hy het as 'n slot begin, ja, korrek. As ek dit nie mis het nie, as ek nou reg onthou, het by die Stormers begin as 'n slot, ja. So dit is nie iets vir hom wat ongewoon is nie. En aan die ander kant van die coin, ek dink daai utility players gaan maar hulle job moet doen. Ek dink Pieter Steff gaan wel weer miskien nog slot moet sak, maar dit gaan ook 'n geval wees van horses for courses as daar nou weer 'n laaste minuut besering is of soms wonder ek oor daai beserings of as jy net dalk met oppositie se kop speel en net sê okay, maar die het nou seer gekry en hy het al lank al die plan gehad in sy kop om hy 23 eintlik te begin in die eerste plek. Maar dis 'n spekulasie. Maar ek dink daai utilities gaan moet deurkom en as mens kyk nou hoe die spel deesdae is, dis maar die way forward, die hybrid utilities, ouens soos Andre wat nou flank en senter speel, natuurlik die slotte wat kan losspelers speel. Kyk, ons te praat van Tupovaai of hy kan slot en hy kan flank speel vir Nieu-Seeland. So ek dink dat dis die tipe spelers wat mense maar deesdae na kyk en afritters maar bietjie preference voorgee want hulle gee net vir meer opsies. Ja, as ons nou 'n bietjie praat oor Tupovaai, een van die minst geliefde spelers in Suid-Afrika na sy gegrynslag verlede week, want verlede jaar met hy daar by Eden Park. Verstaan jy, jy net die grynslag van sy gesig afgevee het en hulle het 'n plan gemaak met hom. Ek het dit nogal lekker gekry, ons het nou oor hom gesels. Net 'n regstelling aan my kant dat die 3 slotte is natuurlik nie Franco Moser is nie een van die slotte nie, hy is onder die veelsidige spelers. Die 3 slotte is Eben, Loot en Roan Orkee. Maar wanneer jy praat oor Ruben van Heerden, en ek dink nogal my gevoel is, jy weet ek nou gesê het Lode Jager baie maak seer. Ons slotfabriek is bietjie dun en ek het net so gevoel Ruben van Heerden het baie lank gewag om sy kans te kry. Het goed gespeel teen Wallis, veral in die lynstaande. Hierdie is nog net hy is ook nie oor sy hand opgesteek het. Hy is wel op standby want hy moet Montpellier toe gaan om te gaan aanmeld daar vir sy nuwe span. Maar dis Roan Orkee, jy weet Roan Orkee het nooit regtig 'n kans gekry tot hy 'n kans gekry het. En nou is hy eintlik die man in die saal. En ek het net so gevoel Ruben van Heerden gaan dieselfde paadjie loop. Jy weet hy het nou regtig ek dink hy het die oog gevang en ek bly dit eintlik die kans kry. Ek het nou gepraat vir Evan waar ek nie genoeg kans kry nie. Ek hoop die Ruben loop dieselfde paadjie want ek het net so vermoed hy kan nog ver gaan hierso. Hy's 'n baie tipe selfe speler, miskien amper as Roan, hy kan lynstaande roep. Hy's baie fisies, jy weet, ek dink ja, dit is dalk nie 'n slegte call nie. Ja, kyk, hy het 17 uitslae gemaak teen Wallis, glo dit of nie. En ek dink 4 of 5 lynstand balle gevang ook. En hy is maar altyd 'n groot spesimen gewees. Ek dink dit was nie hierdie seisoen nie, vorige seisoen was hy die top tackle gewees in URC, if I'm not mistaken. So hy's ek dink 94% suksesrate iets soos dit. Ek is nog nie 100% seker om my feite nie, maar in daai geleedere. So ja, en nou is dit maar nog 28 jaar oud. Ek kan kyk na en weer eens die age profile die ouderdomsprofiel. Dis ouens soos Eben, Loot, Franco, Jean Klein is seker nou al die prentjie uit vir ewig. Wel, dalk nie vir ewig nie, Eben nou wat kyk maar vir Herschel, maar Jean Klein is seker maar nou laaste in die pecking order. Wie nog? Maar almal hierdie ouens is bo 30. En soos ek gesê het, ouderdom is altyd 'n ding nie, maar jy kort bietjie van daai jeug. 28, dis basies 'n slot se prime years. Dis dieselfde soos Tutte. Hulle is op hulle beste tussen 28 en 35, 40 jaar oud, you know.
Nou nie op toetsvlak op 40 jaar oud altyd, nie, behalwe as jy Brock Harris is of provinsiale vlakkie. Ja. Maar maar jy hoor wat ek sê. So ek dink het gevoel vir my Ruben is nou al daar vir ewig al. Hy's net 28 jaar oud, so hy gaan ook maar touch wood, miskien van die bank af speel, 'n paar toetse mis en daar gaan 'n punt kom waar Rassie net vir hom nie meer kan uitlos die span het nie. En ek praat van die beginspan. So hy mag dalk dieselfde paadjie loop as Rowan. Kyk, ek gaan eerlik wees met jou. Ek het baie kritiek gehad towards Rowan in die begin, maar hy het my stil gespeel. Ek dink dit was hy wedstryd in die All Blacks in 2024 in Kaapstad en toe sê ek myself, weet jy wat, ek was verkeerd geweest. Die is die real deal. Ja, nee, dis die waarheid. Ek moet sê ek's baie indruk met hom. Dit is baie lekker. Kom ons praat gou oor die losskakels. Skielik het ons nou baie losskakels. Ons het nou gewonder wie gaan ons nou kies as losskakel. Nou het ons sommer die hele lot van hulle. Jacquin Ahmed is nou die nuutste ou wat sy hand opgesteek het. En ja, dis 'n interessante ding. Woesie Moyo kry nog 'n kans. Rassie het nogal gesê sy wiel het bietjie pap geraak in die tweede helfte. En toe haal hy hom sommer af. Wat het jy gedink van sy debuut daar teen Wallis? Nee, hy het 'n goeie begin gehad. Ek meen op wat 20 jaar oud. Ek dink nie dat mense kan te veel verwag het nie, maar ek dink hy het meer as net die pyp gerook. Hy het niks verkeerd gedoen in my boeke nie. Hy het sy basiese werk goed gedoen. Jy weet jy, hy het dalk 'n skokpaal toe gemis, maar almal doen dit maar deesdae. 'n Goeie crosskick gegee vir Jessie se 3. So ek meen, Melissa het ons nou, jy het nou vir Woesie, vir Andre, Sasha, Mani, daar's nog 'n Jordan Hendricks, 'n Erns in die geleedere dalk. Ewan Horn is 'n opsie op 10 en 15. Het nou 6 ouens om na te kyk. Dalk 7, ek het dalk iemand gemis ook, jy weet nooit nie. So wie kies jy? Dis die vraag. Ek dink nog steeds Woesie dalk laaste in die lyne, maar Ja, nog genau. steeds as dit so moet kom en hy het hom nodig as hy daar. Ek meen, ek gaan nou 'n bietjie ver terug gaan, maar kyk maar na 2011. Die All Blacks moes vir Steven Donald gaan altyd vakansie uit om op wêreldbeker vir hulle te kom. Ja. So Ek wil sê was hy ook was 5de in die ry of iets belaglik. Hy gaan visvang of iets te kry onthou. Hy gaan visvang, ek sê. Ja. So jy gaan daai maar eendag nodig kry en as dit so kom, en hy's bietjie in die nood en weet jy daarom hy het 'n paar toetse onder die belt en hy ken die sisteme en hy kan vir jou die job doen. So ja, dis 'n embarrassment of riches MB. Ek meen dit is maar dieselfde soos nou nog 2018 toe sit ons met Ambrose, Ivan van Sail en Faf de Klerk. Toe dink ons maar watter 3 gaan al 3 nou wêreldbeker toe en toe die wêreldbeker kom, dis Kobus Reinagh, Faf en Marshall Jantjies. Toe se ander manne uit die prentjie uit. So dinge verander baie gou in hierdie sport en ja, ek dink nie die diepte is insane, maar ek is op baas Woesie's nog in die groep in. Net vir die feit dat ja, Sasha's nou terug. Ek gedink miskien as Sasha terugkom gaan hy dalk uitval, maar dis nou nie die geval nie, maar ek is bly vir hom en hopelik kan die ouens nog 'n bietjie meer tyd in die groen goud dra. Weet, ek dink John Dobson het nou 'n Tamaletjie op sy hande, né? En dit is die naam Tamaletjie met die naam Paul de Villiers. En hier kom Sia en nou met die duurste van die Sharks af teruggekoop. Nou wie gaan speel? Wie is nou die beste nommer 6? En weet dit en ons het nou sy naam genoem. Ek het eintlik vergeet, Jacquin Ahmed. Ek weet nie, maar ek terugvoel julle of die Sharks of die Lions gaan hom koop want ons het nou met Sasha. Ja. En ons vir Yuri Matthee. Wat gaan ons nou doen? Want Jacquin lyk vir my en ek wil dit nou nie so vroeg sê nie, maar hy lyk my beter as Sasha. Op daardie Hy is baie goed. Oeg, yes, ja. Ek hou van sy temperament ook, né? Ek hou daarvan, ja. Nou, hy's amazing, maar in elk geval. As jy kan onthou, het Johan nie gesê dat hy wil nie vir Curtie as gevolg van die wêreldbeker volgende jaar met die manne gaan min beskikbaar wees nie. Wat ek sien is Sia gaan dalk nie so baie URC speel volgende jaar nie, om weer te begin. En hy gaan dalk van toetsrugby af uittreë na die volgende wêreldbeker, dalk. Miskien is dit net my projeksie. Maar ek dink ook hy gaan meer van 'n tipe rol so wat Dion Fourie gespeel het vir die Stormers. In die sin van hy het nou Dion Fourie het maar gekom as 'n mentor in die begin. Hy sou nie baie gespeel het nie, maar hy speel hy so goed dat hy 'n bokdebuut gekry het en 'n wêreldbeker gewen het op die einde van die dag. En kaptein was op die einde. Ja, 'n uitsonderlike geval. Maar destyds toe bring hulle vir Johan de Jong en vir Dion Fourie terug as leiers in die span. En ek dink dit wat Sia gaan wees. Hy gaan vir Paul 'n mentor wees. Sia gaan dalk meer van die bank af speel as enigiets anders. Ek dink die ander Tamaletjie is ook daar's ouens soos Divan Voelder wat opkom van die WP af. Hy is nou al getout as 'n goeie speler al van die jongs af, baie beserings gehad. Hy het nou gespeel teen Griquas die naweek, hy het baie goed gespeel. So dit is bietjie van 'n probleem om vir Sia terug te hê. Ek is bly hy's terug. Moet nie verkeerd verstaan nie, maar nou het hy vir Paul de Villiers en by the way,
Dion Fourie is nog steeds op die Ek wil boeke. net sê, wat van Dion Fourie? Ek het skoon vergeet van die ou. Hy is ook nog daar. Hy het ook nog 'n nuwe kontrak Hy- geteken. Hy het nog 'n jaar geteken, so ek weet nou nie wie gaan mentor speel nie, maar onthou, ons het baie oor gepraat ook MW. Jy het nog steeds so Champions Cup en daai Ja. kompetisie, so jy het daarmee diepte. En ek dink dis wat die Stormers eintlik probeer om te doen. Hulle wil daai twee spanne hê wat jy nou nie jy gaan nie 'n span stuur Harlequins toe en 61-10 verloor met 'n klomp Curriebeeker ouens nie. Jy kan daarom sê, okay, cool, ons gaan vir Dion Fourie en vir Siya Kolisi stuur en Paul bly by die huis. Hulle gaan speel daar 'n wedstryd, kry vir ons 'n paar punte, wen dalk die wedstryd. Soos die ander spanne ook maak in Europa in. So die Toulouse en Montpellier en Bordeaux en daai ouens. So ek dink dat die Stormers probeer doen. Hulle probeer maar eintlik 'n groot squad bou van kwaliteit ouens. Maar soos ek gesê het, en dis nie wat die Sharks gemaak het destyds. Hulle het hier maakie signings gemaak van al die Springbokke in hulle prime. In hulle prime, hulle toets prime in. Maar nou as jy kyk na, ek weet jy hoe lank Chelsea nog in toetsrugby speel, dieselfde met Sia. Hierdie ouens gaan dalk miskien net URC wil speel en wil rustig klaarmaak in die Kaap en so hulle gaan voltyds dalk beskikbaar wees na die Damien de Lende kom ook nou waarskynlik, lyk dit vir my. Damien is nog een, Ewen kan ook terugkom, moet ek so voeltjie Ewen kan oorvlei. ook terugkom. So as jy ja, maar waar rookies daar braai sê hulle so Ja, sê dit like daai. Ek So, hoop dit so daai. miskien is dit die geval by hierdie ouens, hulle gaan hulle loopbane hier in die Kaap klaarmaak en hopelik 'n paar bekers wen. En goeie diepte hê dat die Stormers kan speel op 'n goeie vlak in die URC en in die Champions Cup. So miskien is dit Dobbo se plan. Hy praat altyd van 2029 of Project 2029. So hopelik is dit my enige plan en dit werk uit vir hulle. Okay, Angus, net vinnig, kom ons praat 'n bietjie oor die Curriebeeker. En natuurlik 'n droewige naweek vir die bulle gewees. Stormers lyk nie te sleg nie. Ja, ek het nou speel die Stormers teen hierdie Boland wat natuurlik die bulle lekker die loef afgesteek het verlede week en vertel my gou daai bulle wedstryd. Jy het gekyk, jy het vir Rugby Physics 5 dit bygehou. Wat het daar gebeur? Ek weet 'n swak omstandighede en alles, maar hoekom het die bulle so ver verloor? Is tog 'n goeie span. Ek weet wat was fout daar dink jy? Twee dinge. Vaste fasette, vir al die lynstaande en dissipline. As jy dit mis het, die MW Bulle het iets soos 2 of 3 geel kaarte afgestaan. Daai tweede helfte kon hulle kon nie uit hulle eie helfte gekom het nie. Hulle het 1-3 gedruk en Boland het letterlik in die Bulle se tweede helfte gespeel, die hele tweede helfte basies. En dis net asof van dissipline al die strafskoppe wat hulle afgestaan het. En hantering was swak, omstandighede was moeilik geweest. Maar ek het dit genoem ook vir 'n span soos die Bulle wat gewoonlik maar op hulle lyn staan en rommelbewegings maar as 'n sterkpunt speel. Hulle 63% van hulle bal gewen aan die lyn staan. Dit is onaanvaarbaar. Dit is niks shocking. Boland het baie goed Engelse woord gebruik maar baie goed compete of meegeding in die lynstaande. En jy weet ons nou die nuwe wet is as jy nou iemand opsit in die lyn staan en dan en jy gooi skeef en dan sit nou 'n vryskop anderste dan speel jy aan. Ja. En Boland het almekaar ouens in die lug opgestuur. So hulle het baie kere vryskoppe teen hulle gekry vir dit. Kon nie in ritme kom nie. Baie balle aangeslaan. Baie kansse gehad ook en kon dit afgerond het nie. So ja, ek dink PW Melbourne het 'n baie groot job nou om te doen hierdie week. Ek dink hulle speel teen Griquas. Ja, verdedigende kampioene. Kyk, daai Kwasta gaan 'n bietjie van 'n moeilike kaland wees na hulle teen ons verloor het. So hulle gaan definitief wil terugkom en hulle is daarmee verdedigende kampioene ook. So ja, ek hoop maar vir die Bulls van Halwel kan hierdie ding reg kry, maar Griquas gaan maar 'n moeilike span wees om te klop. En ek dink dieselfde ook Stormers het miskien bietjie gelukkig geraak om vir Griquas te wen daar op die einde. Maar en weer eens dissipline was hulle probleem ook geweest. Ek het nou in die week in 'n perskonferensie met Helmut Liman gesels, hulle voorspeler afrigter en hy het genoem dat dissipline is een van die dinge wat hulle na kyk om reg te kry teen Boland want hulle wil sien wat gebeur het teen die Bulle. So ja, ek dink vir die Bulle en vir die Stormers hulle sal as hulle wil wen, sal dissipline hulle penalty count moet onder 10 bly, anders is dit moeilikheid in. As ek dit mis het die MW, die Bulle het iets soos ek gaan nou van my kop af praat wat ek nou kan onthou dink 17 strafskoppe afgestaan. Flip it, ja. So dis terrible. Sjoe. Jy weet, dis net een ronde, né? Hulle speel net een keer teen mekaar, is ek reg? So jy het kans is nou verby. Ja, so 6 wedstryde reg?
Ja, 7 wedstryde, want ons 8 spanne. 7 Ja, 7 en ja. jy weet hierdie game, die wedstryd teen Griquas is in Kimberley. Jy weet Kimberley, ons weet almal, Kimberley is hard, jong. Ja, Hierdie halfval val dit jy is 'n ander hard. begaar plaas daai. Yes. Nou ja, soos jy sê, die Stormers, hulle dan bietjie beter gelyk alhoewel hulle het ook maar net gewen as die Griquas kon op 'n einde van die dag eintlik gelyk gewees het of gewen. Ek is nie seker wat daar gebeur het heel op die einde nie. Maar hoe lyk hulle oor die algemeen vir jou? Vergeet net van Boland, hoe daai hulle gelyk in daai wedstryd. Nou nee, dis nou die Stormers 23-tal, het ek gehoor. Is nou nie meer net die Stormers of die WP nie. Dis nou die nuwe ding. Ja, ek moet nog gewonder raak in dit om eerlik te wees, maar ek sal net sê die Stormers het goed gelyk nie nou. By tye het hulle okay gelyk op aanval. Ek is baie bly Cornel Smith is terug. Hy het Ja. hy het 'n paar goeie touches gehad in daai wedstryd in. Dankie dat hulle hom teruggestuur het. Ja, Hy het 'n maar baie goeie wedstryd gehad. En ek meen daar's 'n hele paar nuwe ouens in die span wat mense verstaan. So ja, ek dink die Stormers het regtig goed gespeel nie, maar ook nie so sleg dat hulle sou hulle verloor het. Ek dink dit was maar tight die hele wedstryd gewees. Daar was altyd maar net een skot, dit is nie twee spanne gewees. So ek dink teen 'n Griquas span soos daai, wat aan die begin baie gedomeineer het. Stormers het ook 'n klomp strafskop afgestaan in die begin soos ek genoem het, wat vir hulle ook maar 'n bietjie gekos het en 'n geel kaart as ek dit nie mis het nie. En later in die tweede helfte het hulle daarom dit reg gekry. Ja, hulle gaan nou teen 'n Boland span speel wat 'n moeilike span in Wellington is. Jy het nou genoem hoe Griquas is in Kimberley, waar Boland en Wellington is ook maar dieselfde pad van dieselfde kleur. So hulle sal hulle sokkes definitief moet optrek. Maar as ek nou kyk na verlede jaar, Stormers het 2 wedstryde gewen. Dit was maar die een teen Boland, een teen die Griffins, as ek nie mis het nie, of was die jaar voor dit. Maar hulle 2 gewen verlede jaar. Hulle het daarom 1 gewen so ver. Dit was droewig geweest, ja. Ons het daarom met Quentin van So, Rooyen maar gepraat, die nog nie- CEO van die Boland, en hy het gesê Sondag as hulle baie lekker 'n lou bietjie kerk in die oggend, ek dink op die veld amper, en dan is dit 'n groot drama, jy weet. Sondag is 'n goeie wedstryd vir die Boland. Hulle hou daarvan om tuis te speel op 'n Sondag. Ja, hulle het hierdie ding wat hulle noem Boland Sundays. Dis eintlik 'n ding, Boland Sundays. En ek dink dit was teen die Lions gewees verlede jaar, het ek 'n wedstryd gaan kyk. En ek moet sê dis nogal 'n ervaring. Dis net vir my mooi is hoe die gemeenskap uitkom om hy span te ondersteun. Eers hulle is ek het altyd gedink die Stormers ondersteuners is passief voor, maar hy Boland ondersteuners, hulle is so lief vir hy span. En mense kan sien hoekom. Dis kyk vir ons is nou ons kyk natuurlik nou ons groot spanne, die Stormers en die Bulle, die Sharks en daai mense. Daar's dit soos 'n gemeenskap klubspan. En dis spelers wat saam in dieselfde straat woon. Is die ouens wat aan buite af gekom het. Ja, daar's 'n paar ouens wat aan buite af gekom natuurlik, maar meeste van die mense van die spelers daarso is nog semi-amateurs. Jy het ou so Phil Maas wat by day is 'n polisieman en op 'n naweek speel hy rugby. Daar's nog ouens, as een nou wat ek weet nie wat sy naam is, ek kan nie sy naam onthou nie, maar ek dink hy's 'n prokureur en dan naweek speel hy rugby. Dis nog steeds semi-professionele spelers, maar tog doen hulle ding op die naweek en hulle speel goeie rugby. So ek dink is net daai gemeenskapspan wat dit so lekker maak om by die Boland stadion te wees en ek dink dis wat vir hulle so moeilik maak om reis te klop. Ons praat gou oor die Cheetahs en die Lions, die katspanne. En nou Faf het 'n bietjie daar uitgedraf teen sy ou Alma Water, noem dit nou maar dit, ek seker. En ja, vir 'n slag het die Cheetahs gewen. Frans Steyn het seker 'n sig van verligting geslaag daar. Wat het jy gedink daar? Lyk die Cheetahs of was dit maar 'n gelukskoot? Jy weet, selfde storie met die Lions, almal moet maar die jong spelers gebruik, mag net seker 'n aantal senior spelers gebruik. Dis nie heeltemal 'n gelyke speelveld. Natuurlik die Cheetahs en die Boland en die Griquas almal in die SA Cup gespeel. So hulle het meer onlangs gespeel en hulle het saam gespeel. So hulle het dalk 'n bietjie meer wedstryd oefening gekry waar hierdie jong ou nuwe spanne van die Bulle en die Stormers en die Lions en die Sharks seker moet eers weer gewoond raak aan mekaar, maar jy het net een ronde. En as jy nie vinnig genoeg jou spoed vang nie, dan is dit neusie verby vir jou. Ja, ek is nie heeltemal seker ek is oortuig met die Cheetahs nie. Tydens die eerste Cup het hulle amper nie eens die Currie-beker gemaak nie. Ja, Dit was ook maar net 'n het 'n geval gewees of hulle het nie in die Currie-beker gespeel het en dit neergekom op 'n skop paal toe van Griquas af, as ek sê, mis het nie hy laaste wedstryd Ja. wat hulle moes gewen het. So en nog steeds dink ek nie die Cheetahs lyk vir my oortuigend nie. En vir konteks, die Lions het 13 debutante gehad uit die Currie-beker. Dit is baie en jy kyk nou na die Cheetahs span, dit is ouens wat saam gespeel het, dit is Cohen Jasper, Michael Annis, Monier Hatzenberg, het vir Faf daar, Jaco van der Walt wat op Skotland gespeel het. En vir die Dit is Bulle. swak spelers nie, maar en vir die Bulle ook, maar dis die ouens wat
wat regtig nog jonk is, hulle dis ervare ouens en nog steeds het hulle amper vasgeval teen 'n basiese onder 20 leeuspan. So daar's definitief rooi ligte wat daar by die Cheetahs is. Hierdie naweek, ek dink hulle speel teen die Pumas. Ek skiet Hou nie vir jou mis dit sê, nie. hou vir jou sê, Cheetah speel teen die Sharks. Teen die Sharks. Leeu En die speel teen Sharks die het Pumas. Yes, en die Sharks het ook met my baie goed gelyk. En weer eens nog 'n baie jong span en opgekom teen Hardebaar van Jimmy Stone as het baie ouens verloor ook in die afseisoen, maar nog steeds baie van die ouens wat in die SA Cup gespeel het en gewen het, is nog steeds daar en die Pumas lyk my bietjie as van 'n bekommernis ook want ek het nie gedink die Sharks sal gewen, ek het gedink dit gaan regtig Dis maar dis almal naalskraap hoor. ja, Naby. kyk, my voorspelling was letterlik Griquas wen. Griquas, Boland het ek reg gehad. Pumas en die ander span is Leeu's en ek het eintlik die Cheetahs. Cheetahs, ek het die Cheetahs op back op daai en ook. Oor hulle Maar ervare as span. Wat sou die redes wat ek nou vir jou genoem het. So hierdie Karibeeke gaan nog interessant raak. Ek dink jy daar was een groot blowout behalwe dalk en dis nie 'n blowout nie, maar behalwe die Boland Bulle game, maar almal van daai wedstryde was 2 was met 2 punte gewen, een was met 6 punte gewen en die ander een was met hoeveel 10? Die Bulle het 14 punte. Ja, 24-10. 14 punte. Ja, 14 punte. Dis nog steeds naby. I mean, laat 3 kon 7 punte gemaak het. So hierdie Karibeker is baie mededingend en dit gaan nog lekker raak. Ek dink 24-10 is 'n skokkende telling vir die Bulle, ek's jammer. Dis nie naby nie. Nee, dit is dis fair. Sorry. Met alle respek toe ons Boland, dit is 'n skokkende telling. Nee, wat die Bulle moet beter doen is dit. Hoorie, kom ons praat net vinnig oor jou artikel oor Tupou Wai. Nou ek wil die mense net herinner, hy het verlede jaar vir die All Blacks gespeel as 'n slot en hy toets op Auckland en hy het daai grensslag gehad. Ek het dan verwys daarna. Kyk, ons hou nie van daai ou se gesig nie, maar hierdie jaar gebruik Dave Rennie hom op toekant flank, linkerkant flank, wat meer dit in Engels, Afrikaans. Blindside flank nommers. In ons taal nommer 7 en hulle taal nommer 6. En as hy net nie vir jou openbaring, jy het 'n paar statistieke daar gehad, hy het 2 wedstryde gespeel, Pieterstef het 3 gespeel. Jy het die twee te mekaar vergelyk. En dit is nogal 'n interessante statistiek, vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, kyk, mense het altyd gesê Tupou Wai het gesig soos 'n bicycle, jy wil hom net trap. Maar ons kat maar hy stukkie. Nee, kan dit insit. Sorry maar anders. Ek verstaan nie Afrikaans nie, moenie worry nie. Maar ja nee, kyk ek het na die statistiek gaan kyk en dis baie interessant, né? Ek sou gelike het om te sien hoe dit dinge so opgeweeg het as hulle miskien al 3 volle wedstryde gespeel het. Tupou natuurlik eers een gemis teen Frankryk. Maar hy het meer uitslae gemaak as Pieterstef. Dink Pieterstef het iets so 46, Tupou het 50 gemaak. En dis Pieterstef in 3 wedstryde en Tupou in 2 wedstryde. Korrek. Lynstaan balle is hulle op die ding op line-out steals het hulle albei 3 gehad. Lynstaan wende is hulle baie naby. Maar ek kan nie al die nommers nou in my kop onthou nie, maar die overall statistiek is hulle is baie naby aan mekaar in hierdie Nations Championship. Maar weer eens die konteks is dat Tupou het 1 minder wedstryd gespeel en my argument was het Dave Rennie sy antwoord gekry op Pieterstef te tooi vir Nieu-Seeland. En ek dink hy het. Ek is nie 'n fan van Tupou Wai van sy sy on-field antics nie, van sy manier op die veld nie. Maar as hy ou goed speel, dan sal ek hom sê thumbs up. You've got it. En ek dink dat hy gaan nog 'n groot rol vir die All Blacks speel, veral nou met die Greatest Rivalry toer wat nou opkom volgende maand. So hy's maar soos destyds se ouens ook maar soos Richie McCaw. McCaw was 'n gentleman geweest, maar hy's maar altyd op 'n bietjie uithoring in die vlees is en hy kom onder jou vel in en dis hoe hy vir jou kry. En boop dit speel hy goeie rugby ook en dis wat vir hulle gevaarlik maak. Ouens soos Tupou Wai. Ja, ek kan nou nie meer wag nie. Dis nou baie naby. Ek sien uit na daai Stormers wedstryd. Dat ou net kan sien wat hulle in gedagte het. Hulle bring 44 spelers wat gisterand gehoor by Martin Devlin. Hulle kondig dit Maandag aan dink ek as ek my nie verbeel nie. Ek praat onder korreksie, kan nou nie lekker onthou nie, maar dit gaan interessant wees. So dis 8 wedstryde wat hulle kom speel, 4 wedstryde teen die franchises, 4 toetse, een van daai toetse in Amerika. Dit gaan uitdagend wees, né? Jy weet nou Dave Rennie het net 'n kontrak tot na die Wêreldbeker. So daar's baie op die spel vir hom. As hy hierso die bus mis, gaan hy dalk sy kontrak het dalk nie so lank hou as wat hy sal van gehou het. En ek het baie tyd vir hom. Ek dink Dave Rennie is 'n uitstekende keuse gewees as afrigter. En ek sien so uit daarna. Hierdie hele ding begin nou die ding voel, né? Die begin nou opbou. The buzz. Ja, nee, klaar. Ja, the buzz. Ja, nee, gaan die enige van die wedstryde bywoon.
Ek weet nie jong, ek moes nou net vir jou gesê ek verkies om die wedstryde van die huis af te doen. En natuurlik ek doen saam met Simon hulle radio rugby uitsendings terwyl ons die wedstryd doen, direk na die wedstryd doen ons altyd 'n lewendige reaksie. So daarvoor het ek altyd 'n baie goeie internetkonneksie nodig en ek het twee skerms nodig. Ek kan nie ek weet 'n skerm saamdra Loftus toe of Ellis Park toe nie. Ek sal nooit daarmee uitkom by die huis nie. Jy weet nooit nie. So nee, ek kan dit gaan kyk, maar ek sal dit waarskynlik maar van die huis af kyk want dit is maar werk, jy weet maar so werk dit. Jy weet self. Ja nee, ek gaan die Stormers All Blacks een doen, maar dis maar dit. En vir my is dit 'n groot ding want dit gebeur nie elke dag nie. So Ja. is nog spesiaal Iets om uit te sien. daai Ek kan ook die bulle een gaan kyk. Ek weet nie, ek sal maar kyk. Hoe werk dit uit? Soos ek sê, ons saai gewoonlik wel goed uit en dan is dit amper onmoontlik om dit van die stadion af te doen want jy weet self, soos in die naweek het ons met na die Durban toets het ons met Paul Avenant probeer praat uit die stadion. Ons kon nie. Die internet was net eenvoudig, daar's te veel mense gewees. Hy het heeltyd omgeval. So hy moes wag tot hy uit die stadion uitgestap het. Toe kon ons dit opneem. Jy weet, dit is baie rof. Dit is maar soos dit is. Ek kan sien. Stadion internet is nou nie die beste nie. Ek het eendag toe doen ek 'n artikel en die sekuriteit wag ek my so en ek sê vir hom 5 minutes. Ek het net 'n graphic created vir social media en die ding het nie geloaded nie. Maar in elk geval ons wel nog van die punt af. Nee, maar dit is 'n baie belangrike punt want weet ons het Saterdag gesien met Jaco Williams en maak hy sy eie little klein TikTok dingetjie daar of reel of wat ook al. Jy weet almal in daai stadion doen dieselfde ding. Ek dink word die arme internet oorlaai daar, né? So ja. Dis maar een van daai. Ja nee, Ben is klaar. Ja, yes. Ek het dit gesien op Ellis Park, 50,000 mense of 60,000 mense wat almal op dieselfde tyd op internet is. Geen stelsel kan by dit byhou. Dis almal op dieselfde plek op nog. Jy weet, dis amper onmoontlik, nee. Ja. Presies. Anyway, Anke. Maar nee, die Great Israel Tour gaan baie lekker wees. Ek sien baie uit daarna. Jy weet nie wat, ek sal nie eens kwaad wees as dit gelykop eindig nie. Hulle het gesê dat gaan nou nie 'n gelykop uitslag wees. Hulle gaan een of ander manier kry om dit regverdig te maak dat daar wenner is. Maar as dit 2-2 is in watter opsig ook al, ek sal happy wees. Want jy het nog genoem vir Dave Rennie. Hy het destyds die Springbokke met Australië baie kopseer gegee, toe saak nog Afrika gewees het. Ek meen hy het vir Glasgow gevat tot in die Pro 14 finaal. Hy het 2 keer Super Rugby gewen in die Chiefs 2012, 2013. Hy is nie 'n dom afrigter nie. Hy is regtig een van daai ouens en hy's basies 'n rassie vir Nieu-Seeland nou. Hy is daai ou die ouens op hom speel. Hy het nie favorites nie. Hy kies 'n span soos dit is. Hy het nou vir Ruben Laf genoem. Ruben Laf kon nie, ek dink hy het eers 3 wedstryde onder Scott Robertson gespeel nie. Kyk nou. Hy's nou, dit is 'n debuut gemaak nou nie. So ek kan nie onthou nie, ek's nou onseker. Nee, ek dink hy het sy debuut gemaak onder Reise teen Japan, as ek dit nie mis het nie. O, okay. Alright, dis moontlik. Ja. Ek kan nou nie onthou nie. Hy het 'n paar wedstryde gespeel. Maar hy was nooit 'n gewone lid van die All Blacks in die span nie. Nou is hy, ek dink hy het 10 tries eie gemaak. Ja, as hy nou nie beseer is nie. Ja. Dit het Baden Bad se dae getel. Mackenzie is baie goed op heel agter. Iemand het nou in die week benoem dat mense kan maar van David Mackenzie sê wat hulle wil, maar as rede kom hy 28 wedstryde in 'n ry gespeel vir die All Blacks. Ja, dit is wel. Ja, waar. Kyk as jy vir Will Jordan uit al heel agter posisie hou, né? Dit sê al klaar baie. Dis nogal ook, dit sê ook dit. Maar dis die ding, like hy's baie beter heel agter as dit losskakel Mackenzie. Is goed vir die Chiefs, maar nie as dit fietsblad is. So jy het daai ouens nodig soos dit en ek weet nie, dit voel vir my Ruben Laf het baie tyd op die bal. Hy's 25 jaar oud, maar dit voel vir my of hy al jare lank speel. Ek het eintlik vir hom ek het eintlik destyds 'n kans gehad. Jy weet jy die storie ken nie. Ek het toe hy op die scene gekom het, toe stuur ek hom 'n boodskap op Instagram, toe vra ek hom vir 'n interview, shot in the dark and stuff. En toe doen ons dit eintlik een vroeë Saterdagoggend. Ja, no lies. Ek sal vir die link stuur eendag aan die tyd. Dit is 20. Ek kan my met 'n veertjie omtik. Yes, ja, ek het hom weet jy wat, ek het hom 2 jaar terug na die game toe kry ek vir hom in 'n nagklub na ek weet hulle gaan daar wees, hulle All Blacks span was daar in die Kaapie Village Idiot. Ek kry hom toe daar en die sekuriteit is soos, hulle het in die VIP section gesit, daar by die dansvloer se kante. En die sekuriteit is soos heavy op, no, you can't come close and everything. En ek roep toe vir hom en hy kyk vir my en hy sê vir my, Angus. Hy sê ja, ek sê hom ja, hy sê no, come here. Ek sê vir security, sorry sir. Toe gesê altyd kan hy lekker ons 'n foto geneem en wat toe nou die ou nog my van 5 jaar terug. Kan jy dit oor vertel? Kyk Angus, nee, kyk jy beweeg in hoë kringe hoor. Ek sê was maar geluksgoed hempie. Ja, wel ek ken daai gevoel van 'n shot in the dark, nee. Dit partykeer werk dit, partykeer werk dit nie, maar ek spel dit vir jou gewerk. Hoorie, ek moet jou laat gaan, die kos in die oond en alles. Dit was so lekker om jy by gesels, maar ek gaan 'n bietjie meer op die knoppie druk. Ek sien daai Stormers tryer daar agter, maar nou ja, dit kan nou nie help vir dit nie.
Ja, was baie lekker geweest man. Baie dankie weer eens. Mooi bly. Groot, dankie.